Eendrag maak mag. En so sê Connie Mulder van die Solidariteit Navorsingsinstituut dat Afrikaners was nog nooit so verenig soos nou nie. Maar hy is hier by my. Connie, Afrikaner beklei ons maar nog altyd. Ja. Jy het 'n artikel hieroor geskryf en jy het reg gesê, Afrikaners is nooit verenig soos nou nie. En as mens nou kyk na die groot Afrikaner debatte op hierdie stadium, dan lyk dit nie so nie. Hoekom sê jy so? Ja, okay, so die ding is die mite dat Afrikaners nie kan saam staan nie, is gegrond in 'n werklikheid. As jy in ons geskiedenis gaan, is net 'n deel van ons het getrek, 'n deel van ons het in die Engelse beklei en uiteindelik in die 80's met die KPNP skering was dit ook omtrent dat asof Afrikanerdom in die helfte deurgeskeer het. So dit was altyd daai die twee kampe en dit was groot kampe en bewese kampe en hulle het verskillende idees gehad oor hoe moet die land vorentoe gaan, wat moet ons doen ensovoorts. En dis juist hoekom dit so interessant is, hoe jy so amper aanvaar dis half die norm en dit is wat die debat voortgeset word in die media wys asof dit kyk dit maak dit sin dit klein dit in is weer twee kampe. Maar wat ons sien die laaste 3 dekades of veral die laaste 10 jaar is dat daai twee kampe eintlik geamalgameer in een konsensus in amper in die middel. Jy het nog steeds jou rande wat gaan verskil, maar 80 na 90% van Afrikaners is redelik eensstemmig oor wat moet gebeur in Suid-Afrika, wat het ons nodig, waartoe moet ons gaan en wie moet dit doen. En op daai vlak nou skets jy asof dit hierdie twee kampe is, maar daar's nie regtig meer jou rande wat beklei, maar wat ons sien deesdae is 'n breë algemene konsensus en dit kom nou uit ons eie profielstudie uit wat ons gedoen het, ons fokusgroepe wat ons gereeld doen, maar ook onafhanklike navorsing deur ek dink ons Ground Control Research wat dit laas jaar Desember gedoen het en die goed presies ons het nog op Netwerk 24 het op 'n stadium ook hulle eie navorsing gedoen wat hulle van die goeders gepubliseer het en ons kan sien dat dieselfde lyne deurgaans gaan en dat Afrikaners die meerderheid, die oorweldigende meerderheid is regtig so eensstemmig en so verenig soos wat hulle nog nooit in hulle geskiedenis was nie. As jy kyk na die groundworks, dan lyk dit vir my of daar omtrent 'n 80 na 83% konsensus is omtrent op al die verskillende kwessies. Maar die een interessante ding was vir my gewees, die identifisering met die begrip Afrikaners. Presies, dit so mens die begrip Afrikaner het die interessante ding deurgaan die laaste 30 jaar, net na 1994. Toe sy so 'n bietjie eintlik agterweë gelaat en hy het toe ver na regs geskuif. As jy jouself Afrikaner genoem het, dan is aanvaar jy is 'n verregse agent provocateur tipe situasie. En sistematies het hy terug middel toe geskuif, kan ons sien. Ons kan dit in ons eie navorsing sien, is in 2018, 2019, het so 4 uit 10 mense wie ons gevra het gesê, maar ek identifiseer as 'n Afrikaner. En 5 na 6 jaar later is dit 9 uit 10. Wat dit sê. Maar die belangrike deel is net om te sê ek identifiseer, is een ding, maar waarna toe dit spreek is dieper. Dis 'n herontdekking van ons is 'n kultuur, ons is eintlik die afsonderlike kultuurgroep, ons is ons eie kultuurgroep. En dit sien ons dan in die res van die studies wat wys, mense wat sê Afrikaner is vir my baie belangrik, my kultuur is regtig belangrik. Ek vind daagliks baat daarby. Uit Ground Control Research se navorsing is 'n interessante deel, hoe jy kan sien hoe jonger die Afrikaners as jy hulle vra, hoe meer is hulle betrokke by kulturele aktiwiteite en hulle het met 'n spesifiek geloftedag, maar dit is 65% van 25 na 34 jaar gesê, maar ek woon persoonlike geloftedag 'n viering by, of ek doen dat 4 persoonlik geloftedag. Waar dit minder is in die ouer garde. Fascinerend genoeg. En dit is die tendens wat ons ook raak sien. Is daar was hierdie idee van ons gaan net Suid-Afrikaans wees en dit sal genoeg wees. En ons kan agterkom dat die onderbou van Suid-Afrika is nog altyd dis taal, maar taal is eintlik 'n proxy vir kultuur. En dit is die verskillende kulture wat moet saamleef en hoe ons daai oplossing kry. En Afrikaners het lank gaan rondspeel en is besig om terug te beweeg na maar ons is Afrikaners of ons wil of nie, en dis so, en nou is ons by, maar hoe gaan ons kultuur vorentoe vat, met die doel om Suid-Afrika vorentoe te vat. As Afrikaners hulle self identifiseer as Afrikaners, wat sê hulle, wat is die elemente van wat 'n Afrikaner is? Dis eintlik fascinerend, daar's 'n paar goeters wat deurkom. Die eerste ding is,
Afrikaners is gesinsmense. Hulle as Afrikaner kultuur is, dan sê as dit gevra Afrikaner beskryf Afrikaner kultuur in een woord, of in een sin, dan is dit lief vir gesinne. Tweede is hardwerkend. Deur die bank is dit Afrikaners werk hard en ons kan dit sien as die protestantse werksetiek wat deurkom wat sê jy moet te werk hê en as jy werk doen moet jy dit goed doen, jy moet hard werk en as jy nie hard werk in Afrikaner kringe dan is jy eintlik so 'n bietjie word jy uitgeskuif amper as dis jy's lui en dit is 'n groot belediging as jy vir Afrikaners sal sê hy's lui gaan hulle regtig ontstel raak. Dan is dit lief vir vriende en om saam te kuier en gelowig kom altyd baie sterk deur. So Afrikaners is groepsmense is die beste beskrywing wat ek het. Ons is gesinsmense, ons is nie individue as eerste identifisering nie. Ons sien onsself as deel van eers 'n gesin en dan 'n groter groep. En dit is belangrik dat jy hard werk en ek sal amper sê opoffer en bydra tot die groep, want Afrikaners glo vas dit is wat God jou geroep het om te doen. En die feit dat geloof so nou gekoppel word deur 90 na 95% van Afrikaners, dit kom uit elke studie wat ons nog ooit gedoen het uitwys. Daai persentasie bly konstant en onafhanklike studies bevestig dit. Dis 90 na 95% van Afrikaners wat sê ek is Christelik, dis baie belangrik en intendeel selfs wat ons sê en dit is 'n fundamentele deel van my kultuur. Geloof is dwarsdeur nogal baie sterk. Ek was ook verbaas daaroor. Ek is reg 90 tot 95% het ek ook na gekyk. En dit geld ook vir jong mense. Kom ons gesels 'n bietjie oor ons jong mense. Hoe beleef hulle Afrikanerskap? Jy het net 'n bietjie vandag daarna verby is geloof. In die res van die westerse wêreld is daar 'n verskriklike proses van sekularisering. En veral jong mense sekulariseer. In hierdie geval is daar's amper 'n vergeesteliking. Ja. Maar dit lyk asof geloof sterk is, selfs meer onder jonges. Maar ook identiteit. Die twee gaan soms 'n interessante fenomeen is die jong mense dink ek het nie baie van die bagasie van Afrikaner in die 90s tot vroeg 2000s waar dit eintlik as 'n term regtig probeer om dit weg te skryf nie. So hulle sien dit nie van daai nie. Hulle sien dit as dis wat ek is, hierdie is die kultuur wat ek is. Saam met dit is daar 'n definitiewe beweging en dit is wat ons anders maak as ander westerse volke. In die res van die weste is geloof besig om te verloor. Jy kan sien Europa in besonder het mense wat afvallig raak toenemend meer en dan gaan dit saam met 'n paar goeters, laer vrugbaarheid ensovoorts. By ons is die teenoorgestelde waar. Die kans is groter dat 'n jong Afrikaner 'n Christen gewees is dat sy ouers gaan wees. Maar moenie misverstaan nie, die kans is steeds baie groot dat sy ouers ook gaan wees. En dit is 'n bietjie ander ding, maar dit sê ook iets van as jy 'n minderheid is. Dit is wat ons sal verwag van enige minderheid in die wêreld, ons sien hierdie patrone oral uitspeel. Minderhede is baie meer bewus van hulle kulturele identiteit, want jy's 'n sigbare minderheid in besonder. Jy weet, ek lyk nie soos die res van die land nie, of ek klink nie soos die res van die land nie. En dis waarvan alle minderhede die wêreld deur is. Die kulturele identiteit begin 'n baie belangriker deel raak van jou wese. Uiteindelik is ons 'n minderheid in Suid-Afrika en ons begin nou waarlik aan daai rol inspeel met 'n skuif na kulturele identiteit wat belangriker is. En saam met dit is geloof een van die min goed wat minderhede regtig saambind, altyd. En Afrikaner kultuur is 'n vreemde kultuur wat daai betref wat so verweef is met geloof deur die laaste 3 eeue. Nou ek is van mening dis redelik eenvoudig. As jy nie gelowig is, sal jy dit nie in Afrika maak nie. Jy regtig, jy gaan nie 3 eeue hier bly. As jy nie vasglo daar's 'n groter hand of iets nie, dan sou die ouens wat nie gelowig is lankal terug Europa toe hulle het gegaan nie, want hulle hierdie maak nie vir hulle sin nie. Maar as jy hier bly, veral die pioniergees, die groot trek, al daai goed is geloofspronge wat die mense geneem het. En dit is deur ons hele kultuur, deur ons geskiedenis nog altyd totaal verweef. En daarom sien ons die normale skuif wat gebeur met minderhede wat is, ons raak baie meer bewus van ons groep en hoe ons is, en interessant is baie meer bewus van hoe ons groep bydra tot die groter geheel, maar ook verskil van die groter geheel terselfdertyd. As nie geen minderheid wat sê ek wil nie bydra nie, almal wil, maar wil op hulle eie terme bydra tot die groter geheel of die meerderheid waar ons dink. En daai normale skuif by ons vind uiting in jong mense wat onbeskaamd sal sê ek is Afrikaner is wat ek is, dan ek kan daar die fokus op aan Frans hulle, maar jongens, jy nie skamer Donald Trump alles en sê ja, weet jy, Trump kan nou maar dit gaan nie verander wat ek is nie. Dis nou maar so. Vir ons is die snaakse deel altyd jy klomp mense wat gemaak het of hulle nou nie Afrikaners is nie, jy weet nie. En die antwoord is jy moet hulle nie vra of hulle is nie, jy moet vir Julius Malema vra as hulle Afrikaner. En hy weet presies wie is Afrikaners en nie, en hy sal jou vinnig uitsorteer. So dis hierdie vreemde situasie, die kulturele identiteit kom terug en saam met dit
'n baie meer geloofsbesef, maar 'n baie meer amper sal ek sê regtig onbeskaamd en so 'n bietjie hardkoppig, is wat dit nou maar tipies ook 'n deel van ons is. Is ons Afrikaners, ons gaan nêrens nie, maar dis die interessante deel, is jong mense baie meer as hulle ouers is glad nie van plan om te gaan nie. Hulle gaan dit ek gaan nêrens heen gaan nie. Ek bly hierso, hier is en ek bly hierso en ek hoort hierso, hier is my land. Ek gaan nêrens heen gaan nie. Ek gaan Afrikaner hier wees en dan gaan ek deur Afrikaner te wees en deur vas te glo in kerk toe te gaan en te help, gaan ek die res van die land help opbou. Dis 'n belangrike ding daai. Ek het mense het gewonder hoe lyk die spanningslyn tussen kulturele en nasionale identiteit. Ek het as daar kritiek uit links uit is dat hierdie spesifieke groepering Afrikaners, hulle glo nie dis so baie as wat die navorsing wys nie, maar hierdie 85% Afrikaners is eintlik besig om enklawes te vorm, bedoelend dit onttrek uit die nasionale omgewing. Maar tog lyk dit vir my, kry Afrikaners dit reg om nie spanningsvlakke te sien tussen die nasionale identiteit en die kulturele identiteit. Nee, ons dit soos geensins, daar's niks nie. Kyk, dis net jy moet regtig baie slim wees om so dom te wees om te dink mense moet kies tussen die identiteite. Mense werk nie so nie. Enige mense, jy wil vra wie is jy, dan sal hulle sê dit altyd ek's 'n pa, ek's 'n broer, ek's 'n Afrikaner, ek's 'n Suid-Afrikaner, ek's 'n Christen, ek's al die identiteite saam. En mense sien geen spanning tussen die goed nie. En nou om te gaan kunsmatig te probeer spanning skep, is net iets wat net nie in die werklikheid neerslag vind nie. Wat ons sien is Afrikaners onttrek, maar dis nie regtig onttrek nie, dis meer soos, Flip Buys gebruik altyd die voorbeeld wat sê, as ek 'n huis bou op 'n straat, dan bou ek nie die huis omdat ek nie deel wil wees van die straat nie. Ek bou my huis vir my gesin sodat ek deel kan wees van die straat. Bedoelende is ek kort 'n plekkie waar ons kan rus, waar ons kan die goeders doen wat vir my gesin belangrik is, en ek doen hierdie goeders sodat ek dan kan deelneem aan buurtaktiwiteite of straataktiwiteite vanuit 'n plek van veiligheid, dat ek voel nee, okay, dis nie 'n probleem nie. En dis presies so Afrikaners kultuurorganisasies sien, hoe hulle selfs die hele ons selfgedagte sien, is daar's niks van enklawes, ons gaan net na onsself kyk nie. Daar is 'n idee wat sê jong, ons moet na onsself kyk want niemand anders gaan nie. Dit kom sterk deur. Wat sê ons het nou vrede gemaak, die regering gaan nie na ons kyk nie. Hulle gaan op geen punt, ek dink en ons kan ek dink ooit weer Afrikaanse skool gebou word deur die regering nie. Ek dink eerlikwaar nie die regering stel baie belang in Afrikaners se belange uitdra nie. En dis ook nie, dis nie noodwendig verkeerd, hulle moet eintlik, maar hulle kiesers is heeltemal anders, die ANC-regering se nou. So Afrikaners het vrede gemaak met die regering, gaan ons help nie. En dis hoekom die gedagte nou is, maar okay, ons moet na onsself kyk, niemand anders gaan dit doen nie, maar ek het nog nie een fokusgroep of veral as iets gesê wat stop by, maar ons moet net na onsself kyk nie. En dis wat ek dink, mense moet ons moet na onsself kyk, dat ons die plekkie kan kry van veiligheid, en dan sonder om asem te haal amper gaan hulle na, en dan moet ons daarna help. En dit lyk tog of die horisontale verhoudinge goed is uit die navorsing. Nog altyd, en dis die ding is so, die hoeveelheid welstand wat Afrikaner gesinne doen vir mense van ander kulture is fenomenaal hoog. Elke Afrikaner gesin help 'n ander gesin van 'n ander kultuur ensovoorts. Die gedagtegang wat Posgewat het, ons moet onsself help, jy moet na jouself kyk, met die doel dat as ons alright is, dan sal ons begin die ander mense rondom ons help ook. Maar daar begin toenemend te besef kom, en ek dink dis eintlik die konsensus wat bereik is ons is nie die regering nie. Ons kan nie die hele land red nie. Ons kan dit net nie doen, ons is te min. Ons kan onsself red en ons kan ons onmiddellike omgewing kan ons help soveel as wat ons kan. Maar hierdie verantwoordelikheidsplig wat amper aan die vroeë 90's op Afrikaners gelê het, wat is juist verantwoordelik vir die hele land red, is net nie by die jong mense te bespeer nie. Hulle is by, luister, ek gaan my gesin kyk en ek gaan my kultuur kyk en dan gaan ek my landsburgers kyk. En afhangende van my vermoë gaan ek so ver as ek kan, maar ek kan nie die hele land uitsorteer nie. Maar daar is tog iets waaroor ek bekommerd is. Mense het met goeie redes minder hoop vir die land. Ja, kyk, dis die interessante deel. As jy vir Afrikaners vra, wat gee vir jou hoop? Is die antwoord eenparig, twee goed. Een, nie die regering of selfs die regeerstelsel nie.
En dis nogal 'n groot breuk vir Afrikanerdom, vir interessantheid. Afrikaners ons is nog altyd politieke mense. Ons het gestem, het vergaderings gehou en daar was 'n vaste geloof van die groot kantelpunte was gewees. Die referendum op die Republiek byvoorbeeld in 61 was ons het gestem en nou het ons verandering gebring. Selfs met die referendum voor 92 is ons het gestem en dit bring verandering. En hulle het in die groot trek het hulle gestem wie is die leiers, gestem gaan ons beklei. En ons is nog altyd mense wat glo jy stem 'n ding en dan kom daar verandering van daar af vanuit die politiek. En nou is jy in die werklikheid dat om te stem gaan nie noodwendig die verandering bring nie. Dis belangrik om nie te stem nie gaan definitief geen verandering bring nie. Maar Afrikaners het toenemend beweeg na ons gaan nie die ding reg stem nie. Dis duidelik en is 'n groot skuif vir regtige republikeinse kultuur amper wat vasglo in ons moet stem vir dinge ensovoorts. En dit het geskuif na jy gaan dit self moet doen. Die hoop lê eintlik nou in geloof en 2 in die vermoë van mense op grondvlak om goed te doen. En dit sien ons uit die peilings uitkom, as jy vir hulle vra, dink jy die regering gaan beter raak, dink jy die land gaan beter raak, is die antwoord altyd nee, eenparig net nee. As jy vra, maar wat gee jou hoop? As jy dit jong self doen, en spesifiek self doen instellings soos Solidariteit, soos Helpende Hand, soos AfriForum. En dit het ons in ons eie navorsing opgetel, want mense kon nog gesê, maar is julle eie navorsing, maar ook die navorsing wat deur die Beter Einders, ground control research, het dit ook bevestig. Dis die ding, is onafhanklike navorsing wys ook die meerderheid Afrikaners het 'n baie positiewe siening oor die selfdoen instellings en die selfdoen idees van die solidariteitsbeweging. Ons sien dit prakties posvat in terme van jy het nou op kleiner plattelandse dorpies sal jy 'n komitee hê wat net saamkom, gewoonlik Afrikaners en dan sê maar ons gaan die dorpie nou bietjie mooi maak. Ons gaan die paaie begin regmaak en ons gaan dit net self doen. Ons gaan nie toestemming vra of niks nie. Ons begin dit net self en ons skep die omgewing wat ons wil sien. En daai vind jy oral wat posvat en dit sluit 100% aan by die solidariteitsbeweging se breër idee van maar ons sal dit self doen. Ons gaan self hierdie goeders doen. En dit verduidelik ook die geweldige opwindingslike amper sê geesdrif vir iets soos 'n Soltech en 'n akademia. Wat is dis ons wat wys maar ons gaan self vir die toekoms hier bou. En dit ons kan sien Afrikaners is as jy vir hulle vra wat selfs die wat baie oningelig is oor solidariteit, oor die solidariteitsbeweging sal weet ons bou universiteit. En dis nie julle nie. Dis ons bou universiteit en dis die interessante deel. So jy 90% van Afrikaners wat basies is by luister, die regering gaan dit nie doen nie. Ons het vrede gemaak. 2 is hulle selfs by die ANC regering boelie ons so 'n bietjie. Hulle is lelik met ons en hulle maak nie reg teenoor ons nie, maar die gedagtegang is maar ons sal slaag. En dan as jy vra hoekom, dan sit want 1 God is aan ons kant, ons moet slaag, ons wil slaag en 2 is want ons dink ons kan. En dan as jy gaan terugkyk 300 jaar dan is ek dink ons is reg as ons daai dink. En die derde een is maar dit beteken ons gaan net self hierdie doen, ons gaan ons self kyk en ons gaan ons self die toekoms gaan bou wat ons wil sien. En daarom is dit belangrik dat organisasies, van die mense sal self sê die belangrikste ding wat jy kan doen is om te gaan behoort aan een van die organisasies. Dit is wat hulle hoop gee en van daar af dink ek dink ons is op 'n goeie plek. Dis moet ek kon sê, as jy het nog jou rante wat sê luister, ons moet aanhou stem, die ANC moet vervang word voordat ons enigiets kan doen. Nou is verlammend want dit gaan nie gebeur nie, dis buite jou beheer. Aan die ander kant wat sê jong, ons moet totaal onttrek uit die land uit en want dis net so verlammend want dit is onmoontlik. Jy kan nie totaal onttrek uit Suid-Afrika. Die meeste mense weet dit instinktief. Jy's ekonomies verweef. Jou bure lyk nou deesdae anders, veral as jy in die stad bly, lyk dit jou buurt lyk anders. So jy kan nie net gaan totaal onttrek nie. Maar in die middel is daar wat sê, luister, ons gaan nie onttrek nie. Ons gaan ons eie goed bou en dan gaan ons van daar af help waar ons kan. Nou, Afrikaners verenig soos nooit van tevore nie. Ek dink wat Connie ook na verwys is dat mense regtig 'n breë konsensus het oor hulle identiteit, oor hulle geloof. 'n Breë konsensus dat hulle baie bekommerd is oor die regering, maar ook 'n breë konsensus dat die antwoord is ons sal self. En in dit vind hulle ook hoop. Wat vir my interessant is, of dit nou jong mense is, ouer mense is, die gevoel is omtrent dieselfde. En daarin sien ek ook 'n klomp hoop. Solidariteit het 'n stewige teenwoordigheid op sosiale media. As jy meer programme soos hierdie potsending wil sien, besoek Solidariteit se sosiale media. Dit is nou op Spotify, YouTube, Facebook en oral op sosiale media.